Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Dit is so groot voorreg om saam met jou te kan kuier en baie dankie dat jy ingeskakel is op Gebedsarende. So ek wil jou uitnooi as die program vir jou iets beteken, gesels 'n bietjie met my, comment 'n bietjie, sê 'n bietjie vir my waaroor wil jy graag meer weet en of die program vir jou iets beteken en of jy enige getuienisse het, dan stuur jy dit vir my na arendegebed@gmail.com. Ek sal graag van jou wil hoor en graag wil weet waar kyk jy en of hierdie program vir jou enigstens iets beteken. Vandag wil ek 'n geheim met jou deel wat die sleutel vir jou deurbrake en jou wonderwerke is. En dit staan in Hebreërs 4 vers 16. Dit is net my wonderlik hoe hierdie geheime in die woord van die Here weggesteek word tussen duisende verse. En ek weet jong, die teoloog sal nou sê, ja, maar jy moet na konteks kyk en na vir wie dit geskryf is en allerhande. Ek wil nou nie sê nonsens nie, maar met my praat die Here so 'n vers gryp net my aandag en dan weet ek dis 'n geheim wat daar opgesluit is. En in Hebreërs 4 vers 16 staan, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Op die regte tyd. Met ander woorde, ons moet op die regte tyd na die genade troon toe gaan om gehelp te kan word. En hierdie is verskriklik belangrik. En ek dink die meeste kinders van die Here weet dit nie. Die genade van die Here is nie 'n swembad nie. Dis 'n troon waarna toe jy kom op 'n strategiese oomblik met 'n spesifieke versoek en dis net vir kinders van die Here. Die genadetroon is 'n plek in die hemel wat net oop is vir die wat aan die Here behoort. En die rede, dink ek, waarom baie kinders van die Here nie hulle erfporsie claim nie en nie toegerus is nie en nie hulle wapens kan opneem nie, is nie omdat genade nie beskikbaar is nie. Dis omdat hulle net nooit ingaan met vrymoedigheid om voor die genadetroon te gaan staan en te ontvang waarvoor Jesus aan die kruis betaal het nie. So, ons praat vanaand of vandag of vanoggend of vanmiddag, wanneer jy ook al hierdie program kyk, na die plek en oor die plek van jou oorwinning en die plek van jou deurbraak wat genoem word die genade troon. Jong, ek dink jy sal saam met my stem, jy sien dit om jou en dalk jy self ook 'n slagoffer daarvan. Ons lewe in 'n stikkende wêreld. Ons lewe in 'n wêreld vol vrees en mislukking. Baie mense voel ver van die Here af. Baie mense sukkel met skuldgevoel. Ander is uitgeput deur die gevegte van die lewe. So hier is dan nou 'n uitnodiging vir elke kind van die Here. Kom met vrymoedigheid en kom staan voor die troon van genade, want Jesus het reeds die pad oopgemaak. Dis 'n inkom na 'n spesifieke plek op 'n spesifieke oomblik wanneer jy 'n spesifieke behoefte het, die troon van genade. Nou, as ek sê troon, dan dink jy dadelik aan autoriteit, mag, finale uitspraak. En die troon waarvan ons dan nou vandag met mekaar oor praat, is die hoogste gesag. Kom, sê die Here. Kom met vrymoedigheid, sê die Here. Nou natuurlik, as die genadetroon die plek is waar jy eintlik toegerus word en opgetel word en krag kry, dan is dit die een plek waar die duiwel nie wil hê jy moet ingaan nie. Hoor nou mooi, die genadetroon is die plek waar jy opgetel word, nuwe krag kry, toegerus word. Dan is dit die een plek waar die duiwel nie wil hê jy moet ingaan nie.
Hy sê vir jou, ja, maar wat van jou mislukking en wat van jou sonde en jy's nie waardig om daarin te gaan en jy's te vuil om daarin te gaan. Maar hier is juis waar jy moet inkom. Bring jou vrees in, kind van die Here. Bring jou pyn, kind van die Here. Bring jou laste, kind van die Here. Bring jou mislukkings, kind van die Here. Bring dit in na die genade troon. En nou is dit belangrik dat ons moet onderskei. Jy sien, in Afrikaans praat ons net van genade, en partykeer sal die Bybel praat van barmhartigheid, maar ek meen julle, wat op die aarde beteken die woord barmhartigheid? Engels sê dit baie mooi, hy praat van mercy en grace. En daar's 'n onderskeid tussen die twee, en jy moet daai onderskeid verstaan, want die meeste kinders van die Here kom net na die mercy seat toe. En hulle kom nooit verder as die mercy seat nie, en elke keer wat hulle na die Here toe wil kom, kom hulle tot by die mercy seat. En dis hoekom hulle stak is. So ek deel vandag met jou 'n geheim van die onderskeid tussen mercy en grace. Dis waar Afrikaans baie kort kom. So, wat is die verskil tussen mercy en grace? Mercy beteken die Here spreek jou vry van die oordeel wat jy verdien. Daarom is daar daai mooi liedjie wat sê, Mercy rewrote my life. Dis die plek waar sonde vergewe word op grond van die bloed van Jesus Christus. En jy kry nie die verdiende straf wat jy moet eintlik kry nie. Grace beteken, die Here gee jou guns, seën, toerusting, krag, wat jy nie verdien nie, maar dit ontvang op grond van die prys wat Jesus betaal het. So, mercy sê, die Here verwyder my skuld. Grace sê, die Here gee my alles wat ek nodig het vir 'n lewe van oorwinning. Daarom gaan jy nie in oorwinning kan lewe as jy nie eers kan ingaan na die genade troon toe nie, want dis die plek waar jou oorwinning verseker word. As jy moeg is, as jy siek is, as jy moedeloos is, as jy 'n gebroke hart het, as jy krag nodig het, dan kom jy in na die genade troon toe. En is die Heilige Gees wat jou invat op grond van die bloed van Jesus. En die Here se woord sê, kom met groot vrymoedigheid, want die deur is klaar oopgemaak. So, wat leer jy hieruit? Die wêreld waarin ons is in chaos. Die ekonomie word geskit. Families sukkel. Maar die troon van die Here, die genade troon, is onwankelbaar. Die Here roep nie as gevolg van die toestand in die wêreld 'n noodvergadering nie. Hy is op sy troon. Storms beweeg nie die Here se troon nie. Daarom nooi Jesus jou, kom. En as ek dit vir jou in 'n prentjie kan stel dit vir jou so voor, jy staan hier voor die paleis, en jy wil so graag voor die koning kom, want daar is goed wat jy moet sê, en jy voel net, ek kan nie hier inkom nie, ek weet nie, hoe gaan ek hier inkom nie. Ek onthou, ons het een keer in Londen, ek en 2 van my gebedsvriende, was in Londen, en want ons was op pad na Amerika toe, en ons het 'n oorstop gehad in Londen vir 6 ure, toe het ons daar deur die stad gegaan, en toe ons by die Buckingham Palace verby ry, dis net goud en omheinings en wagte. Alles is net goud en wagte. En ek onthou die een man wat vir my sê, wat saam met ons is, ou Kobus, hy sê, as hierdie mense teen jou is, kan net die Here jou help. En ek dog, toe ek dink oor die troon van genade en die genade troon en om in die paleis in te gaan, verseker, jy kan nie net by Buckingham Paleis opdaag en jy gaan in nie. Maar stel jou voor, die koning se seun kom uit en vat jou by die hand en hy sê vir jou, kom saam met my, ons Vader verwag jou. En dis wat eintlik in Hebreërs 4 vers 16 staan, jy kan inkom. Kan ek vir jou 'n sin gee wat jy moet neerskryf en wat jy moet onthou? Never let yesterday's failures stop today's prayers. Never let yesterday's failures stop
today's prayers. Kom staan voor die genade troon. Mercy vat jou skuld weg. Grace gee jou die toerusting. Mercy vergewe. Grace bemagtig jou om te heers. Mercy was jou, grace rus jou toe. So die Here vergewe nie net jou verlede nie, hy bemagtig jou toekoms. Grace gee krag om te kan wag. Want die antwoord kom ons nie dadelik nie. Dis grace wat my krag gee om te kan wag. Grace gee my krag om selfs te ly, om deur daai woestyn te gaan. Grace gee my die krag om te vergewe. En as jy nie inkom en voor die genade troon gaan staan nie, kan jy dit nie doen nie. Dan kan jy nie deur die woestyn kom nie, en jy sukkel om te vergewe, en is moeilik vir jou om te wag, maar as jy voor die genade troon staan, ontvang jy daai. Vandag is die deur na die genade troon nog oop. As jy weggedwaal het, kom terug. En as jy vandag besluit, ek wil terugkom en my verhouding met die Here herstel, wil ek graag vir jou materiaal stuur, om jou te help, om net weer sterk te word in die Here. Gratis, vry en verniet. So as jy vandag hierna kyk, en jy besluit, ek wil terugkom na my posisie in die Here, stuur vir my 'n e-pos na arendegebed@gmail.com, en sê, herstel my. Dan gaan ek vir jou die materiaal daarvoor stuur. As jy laste dra wat vir jou te swaar is, bring dit. As jy vergifnis nodig het, kom ontvang dit. So ek wil graag 'n verklaring vandag oor jou maak. So as jy na hierdie kyk, en jy maak hierdie verklaring, vat dit. Daar's soveel krag in die maak van 'n profetiese verklaring. Daar's soveel krag wat vrygestel word. Ek is baie, baie sterk op. Jy moet met jou mond verklaar, met jou mond bely, en jy maak profetiese verklaringe om dit vas te maak. En die verklaring wat ek vanaand of vandag of vanoggend, ek weet nooit wanneer jy na hierdie program kyk nie, maak. As jy nou kyk en jy wil ek met hierdie verklaring oor jou maak, spring op jou voete as jy kan. As dit vir jou moontlik is, dan staan jy op jou voete en jy steek jou hande in die lug en jy sluit jou oë en jy luister. Ek kom nou met vrymoedigheid na die troon van genade in die naam van Jesus. Ek ontvang genade om te verander. Ek ontvang genade vir my deurbraak. Ek ontvang genade vir die onmoontlike, en my lewe sal nooit weer dieselfde wees nie, in die naam van Jesus. En ek glo dat dit so sal wees, soos wat jy verklaar het. Nou, julle, ek is op 'n mission dat jy toegerus moet word om in oorwinning te kan lewe, en ek weet 'n preek gaan nie dit doen nie. Ek wil sleutels in jou hand gee wat jy kan oopsluit om in jou oorwinning te lewe. Ek wil vir jou profetiese aksies gee wat jy self by jou huis moet doen. Ek wil vir jou gebede gee wat jy elke oggend voor 6:00 moet bid en middernag moet bid vir 'n dramatiese verandering in jou lewe en ongekende deurbrake. Ons het ons 14 dae van wonderwerke gesien. Ons tema was, hulle kan jou nie keer nie, en ons hoor asemrowende wonderwerke. Net, ek neem hierdie program op 'n maandag op, en net gister het 'n vrou getuig, sy is 5 maande gelede gediagnoseer met aggressiewe borskanker. Hulle kon nie eers haar borste verwyder nie, hulle moes eers met ernstige chemo begin, en bestraling gekry, en toe uiteindelik die mastektomie gedoen, en sy getuig gister, dat verlede donderdag het sy die uitslaag gekry, sy's skoon van kanker. Die groeisel wat hulle verwyder het nie eers meer lewendige selle ingehaat nie, alles was dood. Want die Here is 'n waarmaker van sy woord. Ek spreek dood oor kanker wat in jou lewe mag wees. Hy sal verdor en hy sal verdroog in die naam van Jesus Christus. En laat weet my wat die Here vir jou doen. Nou, my hele bediening is toerusting. My werk is om vir jou te vertel hoe jy in oorwinning kan lewe, en jy claim dit by jou huis.
Jy vat jou deurbraak en jou wonderwerk by jou. So dit is my baie wonderlik, hierdie beweging van die Here, wat nie die een of ander Superman en magtige evangelis is wat bid, nie dinge gebeur nie. Ek gee jou die materiaal, ek gee jou die wapens, ek gee jou selfs die gebede. Jy moet dit net doen. Ek gee jou die profetiese aksies, ek gee alles in jou hande, maar jy moet dit doen. Vir jou deurbraak en jou wonderwerk moet jy dit self doen. En die wat dit doen, gaan ongekende deurbrake beleef. En die wat dit nie doen nie, sal dit nie kry nie. So, daar's 'n hele ding wat die Here met ons praat oor die getal 7 en oor die getal 21, wat profeties baie belangrik is vir die 6 maande, wat ons nou begin na die einde van die jaar toe. Dit gaan baie belangrike 6 maande wees waarin die Here jou posisioneer vir ontmoetings met hom wat jy nog nooit gehad het nie. Jy posisioneer. So, as jy deel wil wees van wat aan die gang is, dan gaan ek nou vir jou vertel hoe. Op die 21ste van die 7de maand, en ek hoop jy gaan hierdie betyds hoor en betyds kry. Op die 21ste van die 7de maand begin ek met 'n 12 dae van ongekende deurbrake, 4 weke waarin jy toerusting gaan kry, jy gaan gebede kry, jy gaan profetiese aksie kry, jy gaan lering kry. So hierdie is eintlik 12 dae waarin ek jou persoonlike gebedstoeruster word, jou persoonlike gebedscoach word. Hier is die woord van die Here vir die 6 maande wat nou begin het. En die Here sê, ek sal dit regmaak wat jou bekommer. Waar daar vertraging was, sal ek voltooiing bring. Waar die vyand 'n oop deur gevind het, sal ek toemaak en seël. Baie het dit gewaag om jou familie aan te raak, maar die Here self sal hulle bestraf en jou huis onaantastbaar verklaar. So, kan ek jou 2 profetiese verklaringe gee wat jy nou oor jou lewe, jou kinders en jou huis kan maak. Jy weet mos nou al, jy moet hierdie program volg met 'n pen en met 'n notaboek. En jy moet neerskryf, want jy gaan nie alles onthou nie. So, dis baie belangrik. 2 profetiese verklaringe om oor jou lewe, jou kinders en jou huis te maak. 1. Die duiwel het niks in my nie. Hy vind geen vaste plek nie, geen oop deur en geen wettige grond in my lewe, hierdie Julie en vir die 6 maande wat nou volg nie, in Jesus se naam. En die verklaring daarby is Johannes 14 vers 30. 2. Ek en my kinders sal gered word. Die Here self beveg wie teen ons veg, en nie een van ons sal in Jesus se naam verlore gaan nie. Jesaja 49 vers 25. So, vandag nooi ek die uit wat ernstig is, 'n 4 weke program van persoonlike gebedstoerusting. Week 1, soek eers die koninkryk. Dis die sleutel. Jy kan niks verwag om jou lewe te verander sonder hierdie fondasie beginsel nie. Wat in Matteus 6 vers 33 staan, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. So ons is stak geraak in al die ander dinge en ons ignoreer die eerste deel en kry ons nie. Maar die Here se woord sê, as ek die eerste deel doen, sal ek nie eens nodig hê om te vra vir die tweede deel nie. Want hy sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Hy sê nie daar en bid vir al die ander dinge en vra vir al die ander dinge nie. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. En jy weet nou, daai soek beteken met jou hele hart, met 'n passie, met 'n craving, met 'n desperaatheid. Dis wat daai woordjie soek in Grieks beteken, met alles wat in jou is. En eers beteken nie dat die Here op my lysie is nie, maar hy is die agenda. Die Here is nie op my agenda nie, die Here is my agenda. Sonder hom kan ek niks, uit hom en tot hom. Alles, ek bestaan net as gevolg van hom. Soek eers die koninkryk van God en al die ander dinge sal. So,
In week 1 gaan ons praat oor die krag van die koninkryk. Ons gaan praat oor wat is genade, verder daaroor uitbrei. Ons het net vandag daarin geraak. En ons gaan praat oor bo-natuurlike openbarings. Hoe jy kan die deur oopsluit na bo-natuurlike openbarings. Jy self. In week 2 praat ons oor jou autoriteit. Jy gaan uitsettingsbevele gee vir enige iets wat nog in jou lewe en in jou huis kan werk wat nie daar moet wees nie. Jy gaan enige iets wat na jou toe gestuur word van enige boosariale terugstuur na die sender en jy gaan meer leer oor die bloedwapen. So waar ons in week 1 posisioneer, gaan ons in week 2 veg, aggressief wees. Week 3 gaan dit oor jou en jou huis. Jy gaan jou huis salf, jy gaan verklarings maak oor jou finansies en jy gaan verklarings maak oor jou huis. En in week 4 vertel ek jou 'n baie kragtige beginsel hoe om 'n brief vir die Here te skryf. Ek en my huis is 'n geen toegang area vir die bose. En jy gaan leer hoe werk daai brief. So elke dag van hierdie 12 dae gaan jy 20 gebede kry om te bid voor die dag begin, 20 gebede om te bid middernag, skrifte om oor te mediteer, 'n verklaring by elke dag, 'n profetiese aksie by elke dag. Goed wat jy prakties moet doen. Dis die sleutel van die deurbraak en is in jou hande. Ek gee jou die plan, jy moet dit uitvoer en hierdie spesiale program begin op die 21ste van Julie. En as jy wil registreer om hierdie program te doen, stuur vir my 'n e-pos na arendegebed@gmail.com en sê 12 dae program. arendegebed@gmail.com en sê 12 dae program. En dan gaan ek jou in hierdie program insit om jou lewe radikaal te verander. Dis tyd dat jy gevangenisklere uittrek. Dis tyd dat jy bedelaarsklere uittrek. Dis tyd dat jy die bruilofskleed van die lam aantrek en jou gereed maak om jou bruidegom te ontmoet. So, geliefdes, dis baie ernstige tye waarin ons nou lewe en my grootste werk is om nou die liggaam van die Here toe te rus vir hierdie kritieke uur waarin ons lewe. Ek wil jou weer uitnooi, as jy gebedsversoeke het, stuur dit vir my. Ons het 'n span bidders wat baie effektief bid, wat middernag bid, wat vas en bid en jou naam kan op daai lys kom en hulle gaan saam met jou dit deurveg. As jy gebed nodig het, dan stuur jy vir my die gebedsversoek na arendegebed@gmail.com en ons gee dit vir ons gebedsvegters wat saam met jou hierdie saak gaan deurveg. Dis so 'n asemrowende voorreg. Ek wil weer eens dankie sê vir Kruiskyk wat hierdie platform vir my gee vir 'n kritieke uur soos hierdie waarin ons lewe. Dis 'n voorreg. Gaan ook na ons webwerf toe, na www.prayerevangelist.com as jy meer inligting wil hê. Nou ja, dis my storie vir hierdie week se aflewering. Ek seën jou as jy in jou huis is, ek seën jou as jy op die straat is, ek seën jou as jy by jou werksplek instap, ek seën jou kinders, ek seën jou huwelik, ek seën jou finansies, ek seën jou besigheid, ek seën jou inkomste, dat die wêreld na jou sal kyk en moet erken, jy is die geseënde van die Here.